want Ja. dis baie keer wat mense sê as Paulus ooit 'n pastoor was of 'n dominee was van vandag se tyd, sou niemand na sy kerk toe gekom het nie. Niemand sou nie. En almal sou gesê, wie is hierdie ou, Hierdie dit vreemde oom. een view op YouTube gehad het, want jy praat nie so met jou gemeentelede nie. Ja. Hallo weer eens, Gerry. Hoe gaan dit met jou? Dankie Rias, dit gaan met my goed. Dit is koud. Ja, ek sien so, dis hoekom jy seker daai warm baadjie aan het. Ja, nee, ek het gedink ek lyk te fluffy met die dik ding aan. Dis kom ek nie eintlik 'n puff jacket geniet nie, want dit lyk of ek Bietjie groter as bietjie wat baie jy is. geëet het. Ja. Ja. Nietemin ons is besig. Ja, ons is besig, punt. Volgende. Ja, ons is hoeveel jaar oud? 6 jaar oud nou. Ja, ons het gister ons gemeente se verjaarsdag gevier. Ons is nou 6 jaar oud. Ons kan nou skool toe gaan. Kan jy glo? Ja, Ons ons wel kan- slim kinders skool Ja, toe ons gaan, kan ja. nou slim kinders se skool toe gaan. Ja, Ons die is daar. 6 jaar oud. Ja, 6 jaar van die Here se getrouheid en die Here se genade, nê? Nee? Ja, ons is baie dankbaar vir dit. Ja, en ons vrouens se geduld. En Net so. gepraat van dit, ons praat 'n bietjie vandag oor vreugde in die lyding. Glad in die moeilikheid nou kom nie. Ja, die hele gedagte van lyding is nie 'n gedagte wat ons daarvan nou om te omhels nie, maar dis 'n Ja. Bybelse dis lekker baie sterk Bybelse beginsel in die idee die gedagte van lyding. Ja, Die Bybel is nie bang om daaroor te praat nie. Want ons geloof was ontwerp en vasgemaak en fondasie was gegooi in 'n lydingstydperk. Ja. Dit was as jy die Bybel gelees het, wel die Bybel stuur nie aan mekaar nie, maar die briewe gelees het in die eerste 100 jaar na Jesus gesterf het, dan Ja. was dit ly, jy het gelei. Dit is Ja. nie goeie tye nie. Christendom is gelyk aan lyding. Ja, dis wat dit is en almal het dit so verstaan. As jy in Jesus Christus gaan glo, gaan daar swaar kry wees. Ja. Maar ook groot vreugde in die swaar kry. Maar nou lees ons dit uit 'n plek van gemak uit. Lees ons oor vreugde, lees ons oor vrede, lees ons oor hoop en al hierdie wonderlike goed, nie uit 'n plek van swaar uit. Maar dit deels van die probleem oor lyding en die hele wegskram van lyding bly die probleem eintlik by ons as predikante. Want ons preek oor die mooi goed, nê? Ja. Oor die liefde, oor die oorvloed, oor die prosperity, Ja. maar wanneer ons hierdie preektema gehad, die lyding. Ja, dis ek dink lyding in 'n sin ja, maar ook nie dat dit weer mooi as jy dinge reg gaan doen, dan gaan jy ly nie. Jy wil nie dit preek nie, want Ja. dis baie keer wat mense sê as Paulus ooit 'n pastoor was of 'n dominee was van vandag se tyd, sou niemand na sy kerk toe gekom het nie. Niemand sou nie. En almal sou gesê, wie is hierdie ou, Hierdie vreemde oom. een view op YouTube gehad het, want jy praat nie so met jou gemeentelede nie. Ja. Jy sê nie, ek weet in wat 2 Korintiërs praat hy van hoe hy by 'n ander kerk moes steel, leen vat om vir hulle te versorg, want dit is hulle het hom befonds om daar te wees en nou het hy hier, nou raas hy met hulle oor, ek dink dis 2 Korintiërs 11 en 12 wat hy so 'n bietjie in hulle karakter inklim. Ja. Jy doen nie dit nie. Nee. Nee, jy sê nie vir hulle, luister om te lewe is Christus dood te gaan wins of Is nie die gewilde slogans wat ons op ons Instagram en goed sal sit nie. nee. Maar Paulus praat oor lyding, Rias, in Romeine 5, maar Ja. maar 'n paar plekke, maar hier is 'n mooi gedeelte waar hy sê in Romeine 5, hy sê not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces. En dan gaan hy aan wat gebeur wanneer ons ly. So Paulus praat oor 'n gedagte wat ons eintlik probeer vermy. Ja, die groot ding, en dit is baie keer in die Bybel wat ons mis, jy kan ook klomp ander goed praat, maar jou formule of jou resep wat die Here vir jou gee, om by 'n sekere punt uit te kom, het sekere goed in. En ons wil nie daai seker goed in hê nie. So Nee. lyding in Romeine 5 is deel van die resep, want dit kweek. En dit is daai mooi ding, as jy diep karakter in God wil hê, as jy daai hoop in jou lewe wil hê wat waarlik van God afkom, is die resep vir dit, dan moet swaar kry wees. Ja. Nie uit 'n ding van hy wil hê jy moet swaar kry, dis die ding van hy besef dat dit lyk anderster om vir hom te leef. Ja. Dit is jy karakter nodig vir dit. Daai karakter moet gebou word want dit lyk anderster om Jesus te volg, maar vir ons lyk dit nie anders nie want ons almal mos het 'n Bybel langs ons bedkas. Maar lyding is nie lekker nie.
dis iets wat ons van hou nie. Maar dit is wat jy gesê, dit bring goeders in ons lewe tot stand wat die ander oomblikke in die seisoene van ons lewens nie sal bring nie. As jy verder is in Romeine, dan sê hy wat dit doen het nie. Hy praat van daai perseverance en daai karakter en dit bou goeders in ons harte en in ons lewens wat op ander tye nie gebou kan word nie. En ek dink dit is hoekom leiding so 'n belangrike element van ons lewens is, maar dit is nie iets wat ons van hou nie. Dis iets wat lekker is nie. Dis iets wat ons wil omhels nie, Rias. Dit is iets wat ons eintlik probeer vermy, maar as jy Jesus volg, is dit absoluut onafwendbaar dat daar oomblikke sal wees. En die moderne kerk is eintlik wegbeweeg baie van hierdie gedagte van leiding. O ja, nee, as sê maar ons maak die stelling dat leiding bring jou op plekke waar jou enigste hoop Christus is. Sê maar ons vat daai stelling. Ja. En jy sê vir iemand, onthou jou enigste hoop moet Christus wees. Nou, ek hoop dat my kinders se studiepolis oor 'n paar jaar my gaan help met universiteit. Ek hoop dat my aftreepolis gaan help. Ek hoop dat my medies my gaan help die dag wat dinge moeilik gaan. Ek hoop dat in Desember die verskriklike groot bonus wat ek gaan kry gaan my help met my vakansie. Nee, ons hoop. Ek weet, dit is swaar ja. Die hoop. En dit is ons almal is daar. Ons hoop in hierdie goeters waar hierdie leer ons dat weet jy wat, ons sê nie dis verkeerd om hierdie goed in plek te hê nie, maar jou hoop is glad nie daar nie. En lyding kom in en swaar kry kom in en dit begin wys vir jou hierdie is belangrik. Eerste ding. Christus is belangrik. Kom ons skraap alles. En dis wat Paulus mos nou erg oor is. Jy moet niks hê nie. Jy moet nie eens 'n vrou hê nie. Maar miskien was hy 'n bietjie wys geweest al. Kat. Die opinie van Gerry is nie die opinie van Rias nie. Ja, hy's bang man. Ja, dis een van die goed wat ek nie met Paulus mee saamstem nie, as ek dit mag sê. Dit is goed om getrou te wees want ja. Ek gaan nou stop bly. Ek gaan nie moeilikheid kom. Ons moet. Ja. Ons, en as ek sê ons, bediening, gemeente, en om dit te definieer, is moeilik. Maar Paulus, as jy lees, Rias, hy asof hy smag na leiding. Hy is baie irriterend. Hy smag daarna. Hy nooi dit uit. Wanneer as dit jy gebed of gesê wat hy in Filippense 3 gesê het. Hy sê in Filippense 3 praat van ek wil hom ken, ek wil Christus ken, dan sê and the fellowship of his suffering, not the fellowship of his joy, his providence, his riches, but his suffering. Jy kry konstant hierdie gedeelte wat Paulus gaan soek half. Ja. Na leiding. Nee, dis is daai lang afstand atleet ouens. Daai ouens wat sê, "Hey vriend, wil jy môreoggend 5 uur saam met my gou 50 kilos gaan hardloop in die bos met 'n plank op jou skouer?" Dis so lekker. Ja. Dis nie my definisie van lekker nie, seun, maar dis Paulus. Ja. Maar hy het iets verstaan hierso, nee. Ja, ek dink sy dramatiese, want hier is vir my 'n ding, as jy is geroep om die woord te gaan versprei, die evangelie te gaan verkondig. Ja. En die intensiteit met wat jy dit doen gaan oordra na die volgende persoon toe, maar miskien 75% so intens. Ja. So, wat Rias sê is so alles, maar ek gaan nou nie so ver gaan nie. En dan nou hierdie persoon gaan dra daai 75% oor en 75, en as jy weer kom, dan sit ons met 'n 5% leidingsgeloof. Ja. Maar Paulus het bos gegaan en hopelik vat ons dit ter harte psigies, geestelik, filosofies, daai idee van ons moet ons hoop gaan soek nie in die gemak van dit alles nie, maar in die swaar en in die moeilike goeders. En daai moet ons besef dat hoe ons dan dit verstaan, gaan oorgedra word en gesien word in ons lewe. Ja. Die vreugde in, maar hoe is Paulus, want hy gaan in 'n lysie in 2 Korintiërs van goed wat hy deur is, wat 3 keer skipwrak, slang het hom gepik. So braglys, nee. Ja, hy word 'n paar keer gesweep. Klippe gegooi, hy het so lysie wat hy op hom sê. Nou wie van julle het nou swaarder as ek gekry? En dink net hoe irriterend dit vir die apostels moes wees. Ja, wat een van hulle nie. Peter sê, ook 2 Korintiërs, hy sê, hy verstaan nie, ons verstaan nie almal altyd, of 1 of 2 Petrus sê dit. In elk geval sê hy verstaan nie altyd wat Paulus skryf nie, maar dis hierdie beeld van hoe omhels ons dit? Ja. Want as ons dit nie gaan doen nie, as ons nie besef dat ons is geroep in die donkerte in te beweeg en te gaan lig skyn, en daar gaan moeilike tye wees. Ja. En leiding is 'n baie breë term vir baie mense. Sodra ek sê wat is jou idee van leiding, dan kom verskillende prentjies op. Die punt is dat jy moenie verwag dat jy, as jy vir die Here gaan leef, vreugde gaan vind in al hierdie gemaklike, goeie, sagte goed nie. Ja, want daarom is perspektief so belangrik. Nee, ek dink perspektief is een van die belangrike goeders, want wanneer Paulus na leiding kyk, het hy 'n bepaalde perspektief, hy het 'n bepaalde beeld. Hy skryf in Filippense 1 vers 12 tot 14, as alweer in die tronk, en nou is hy vasgeketting aan 'n Romeinse soldaat of 'n wag, en nou sê hy maar,
hierdie leiding is nou voordelig vir my. Ja. Want ek gebruik nou hierdie ou, wat hier langs my is, Hier is die arme ou. die arme ou, jy weet, hy kan nie wag tot sy 6 ure verby is, dat iemand ons, wat Paulus met hom gesels in die oomblik van lyding is Jesus. Ja. So hy het 'n bepaalde perspektief, hy gebruik die lydingsoomblik in die lewe, om die mooi van God te bring net. En daai is 'n verskriklike moeilike ding, want ons oomblikke van lyding is daai van, jong, ek sluit die deure toe, dis is donker, ek is depressief, ek wonder waar die Here is, ek beklei amper met die Here, ek het hierdie klomp goeters in my hart net, terwyl Paulus het sê, maar bring die lyding, want ek gaan die lyding gebruik om Jesus te vertel net. Maar 'n bepaalde perspektief, en ek dink dit is belangrik is dat ons die regte perspektief sal ook hê in daai lydingsoomblikke van ons lewens. Want daai lydingsoomblikke kan die potensiaal om dit te steel wat die Here in ons lewens voldoen. En dit mag nie dit wees nie. Ons moet nie naïef wees nie. Ons is nie soos Paulus vanoggend wat ons sê, waar is lyding? Ek wil dit omhels nie. Miskien moet ons, maar daar gaan moeilike oomblikke wees, daar gaan lydingsoomblikke kom net, en nie net in jou persoonlike lewe, maar ek dink ook, dit moet in jou geloof ook wees net, as dit afwesig is in jou geloof, dan weet ek nie hoe ons dit uitleef dan nie, maar wat jy dan in die oomblikke doen, en ek dink dit is wat ons uit Paulus se lewe moet leer, vat my lyding my verder van Jesus af, of bring my lyding my na, want lyding gaan daar wees, daar gaan moeilike oomblikke wees, of vat my lyding my nader aan die Here, doen dit goeders in my hart, wat die ander oomblikke van my lewe nie kan doen nie, want jy kan dit mis, jy kan kwaad wees, jy kan wegstap, jy kan vra hê, en jy kan jou geloof so stap, of jy kan my perspektief kom van, okay, ek het hierdie ou 6 ure aan kettinge mekaar vasgesit, jy gaan nou die storie hoor. Ja, ek dink een van jou beste praktiese voorbeelde, want dit is soms moeilik as mens nou net praat oor die beginsel van dit, is wat Paulus praat het later in Romeine in 13, dink ek in die begin wat hy praat oor die regerende magte oor jou, want God het hulle daar geplaas. Nou, dink ek aan ons regering, en nou moet ek, dis soos Paulus, verwys jy na hierdie ouens, of verwys jy na my ouens ook, want ek voel nie altyd, en ek dink ons Suid-Afrikaanse kykers en luisteraars, so baie van julle wat daar is, dis 'n moeilike ding om te sê, want hulle is oor jou geplaas, maar dit is, ons lei aangestel. Want ek voel nie baie keer of Namra enigstens aangestel is deur enigiemand nie. Hulle is. En ons is geseënd in Namibië in 'n sin, maar daar's baie goed wat gebeur en skuif, en ek dink nie aan dit so nie, ek dink nie aan daai leiding, en en sekere goed wat nie werk as en windhoek is, ek het nou 2 papwiele in 1 week gehad, en dis slaggate, en ek's negatief oor wie ook al die baas is van dit, maar ek sien ook hulle doen hulle werk, maar ook ouens, dit het soveel, so lang gewees. Nou, hoe hanteer ek dit? Paulus sê vir my, okay, nou om karakter te bou, nou begin ek by die leiding, en volharding, en egtheid van geloof, en dis miskien 'n praktiese punt om te begin, want ons is dadelik van, die regering is tot die einde, en hulle kan nie, en hulle doen nie hulle werk nie, en so baie tyd. Nou mis jy les. Ja. Jy mis nou die oomblik. Ja. En daai perspektief is verskriklik belangrik om te hê. En dan die verdere gedagte van dit is dat ons lewens is eintlik so kort. En ek weet jy's nou 'n jong man van 22, maar die lewe is geweldig kort net. En Paulus praat in 2 Korintiërs 4 vers 17 tot 18, praat hy van die huidige oomblikke, die huidige uitdagings. Hy praat van tydelik en vinnig. Dit is regtig so net. En in die groot prentjie van God se plan en my lewe is hierdie oomblik eintlik net 'n oomblik. En ons maak van dit soveel eintlik, terwyl dit 'n oomblik, ons moet daai perspektief hê dat daar iets groters is as net die oomblikke waar ons vasgryp het. Want daai kan my begin definieer. Daai lydingsoomblik, daai moeilike ding, daai papwiel begin my geloof definieer, dit begin my lewe definieer. Want dit maak my morbide mens, maak my kwaad mens. Jy gaan met jou plakkaatjie bring die regering af, of bring my vrou af, of bring my skoonma af, terwyl Paulus sê, jy moet die perspektief sien, daar gaan moeilike oomblikke wees net, maar dis tydelik. Ja, dit is nie vir ewig nie, dit voel miskien so. Ek het een van my dogters, ek sal nie haar naam noem nie, maar dit is my laaste ene, sy het voel verskrik verontreg, die feit dat hulle durf eksamens het, die assosiering, en sy moet leer, en dit is moeilik, en dit is swaar net, nie? En ek kyk na haar lewe, ek sê, jy het 'n absolute piknik, jou lewe is eintlik so easy, maar jy klaar oor eintlik hoeveel, 2 weke, 3 weke van... Dit gaan nou perspektief net, want aan haar oomblik en haar situasie is die leiding wat sy beleef, om vir 2 ure te gaan sit, nadat sy yskas oopgemaak het, geëet het wat sy geëet het, nie opgegee, wie betaal wat nie, alles wat sy nodig het, het gaan oor perspektief, en ek dink leiding
is verskriklik belangrik deur die bril wat hoe ons daarna kyk en die bril wat ons daarna kyk. Anders dan kan jy begin verontreg voel, soos by dogter. Ja, ek het 'n mooi, ons gaan braai by vriende en hulle het 'n graad 8 dogter wat daar kom 'n stukkie wysheid toe uit haar uit wat ek my al doodskrik. Ons praat van hoe vinnig tyd besig is om verby te gaan. En met sy stop en tafel sê nee, voel nie vir haar so nie. Voel alles baie lank is van skool ensovoorts. Sy sê ja, kom maar jy's graad 8 en vir ons as ek kan nie glo dis al amper Junie nie. Ek was eintlik al graad 8. Ja, wel. Toe ek gebore was. Ja. En sy sê toe maar onthou hoe langer jy leef, eerstens hoe minder van daai oomblikke het jy, soos jy's nou 13 of jy's 18, graad 8 of matriek. En andersins jy het 'n groter pool van tyd om hierdie oomblikke mee te weeg, want 'n jaar in 'n 13 jaar oue kind, dis amper 10%. Ja. Vir my 'n jaar is nou, ek kan nie dis eenheid amper 40. So dis 'n baie klein stukkie en ons besef nie oor ewigheid. Sy sê hierdie ding en ek sit daar en ek raak ewe skielik filosofies, want in dit besef ons nie regtig hoe min dit is nie. In jou jonger jare is 'n jaar prestasie raak maar net. 'n jaar is amper niks nou vir as mens 'n sekere ouderdom kom en 'n maand is minder nog en 'n dag is 'n ewigheid en dan die 10 minute van daai ding wat jou so kwaad maak of 'n uur is absoluut niks. Ja. Maar ons word beïnvloed deur dit want ons karakter is nie sterk genoeg nie. Ja. En die enigste manier ons karakter gaan bou is as ons begin by regtig die lyding in die oë te kyk en dit te hanteer. Ja, en dan soos Paulus as ons afsluit te sê dat there's joy in suffering. En daar is joy in suffering. Het gaan oor jou perspektief, het gaan oor hoe daar kyk en het gaan hoe jy daardeur leef, want het gaan daar wees. Ja, en bron is as ons regtig jy by daai punt kom, Heilige Gees. Ja. Woord van God. Ja. En dan bou. Papa. Dankie Gerry. Dankie Rias. Jy vreugde. Vir jou ook.